Julle Vader wat in die hemel is, verheerlik kan word. In Filippense lees ons dat Paulus sê vir die gelowiges dat hulle lig moet skyn. Die gelowiges hulle skyn soos ligte. En daar is 'n gemeente wat reeds hulle lig laat skyn. Nou is die vraag, wat skyn jy jou lig? Hoe skyn jou lig? Ons as gelowiges moet ons ligte laat skyn. Al doen jy niks anders nie. Jy hoef niks anders te doen. Al wat jy moet doen is skyn. 'n Lig doen nie baie nie. Jy sit die skakelaar aan en hy skyn. Nou, jy as gelowige moet jou lig laat skyn. Dis al wat ons moet doen. Skyn moet jy skyn. Nou skyn jy vanaand. Jesus gaan verder en sê dat niemand steek 'n lamp op en steek dit weg onder 'n baademmer nie. En as ons nou daai bietjie lekker al gesing, want ons gaan dit onder 'n emmer wegsteek nie, nee. Dan help jou liggie niks nie. Jy gaan nie jou liggie wegsteek nie. Die lig is daar om die duister uit te dryf. En hoe sterker jou lig skyn, hoe helderder sal dit wees. Nou kyk, een ding is baie seker. En luister baie mooi, en jy weet dit. Donker kan nie heers waar lig skyn nie. Het jy al ooit gesien as jy die lig aansit, dan oorweldig die duister die lig? Wat gebeur? Die lig dryf die duister uit. Want die lig kan nie anderste as om die duister te verdryf nie. En hoe helderder die lig skyn, hoe vinniger en hoe sterker gaan die duisternis weggedryf word en uitgedryf word. Het jy dit gesnap? Het jy dit verstaan? Verstaan jy wat hier gesê word? Luister baie mooi. Die lig dryf die duister uit. Ek hoop die pen nie het gedrop, soos hulle in Engels sê. Want as jy dit gesnap het, as jy dit gaan verstaan, lees saam met my wat sê Johannes 1. Kyk vandag saam, blaai na Johannes 1 toe. Vers 1 tot 5. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die, wat staan daar so? Was die lig van die mense. En die, wat? Die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Want wat doen lig? Lig dryf duisternis weg. Jesus Christus is die ware lig. Hy is die helderste ligkind van God. En soos ek reeds gesê het, as jy dit vanaand gaan begryp, as jy dit gaan snap, gaan dit vir jou 'n groot deurbraak bring. Luister baie mooi. Jy gaan 'n baie belangrike les leer vanaand. Kyk nou gou saam met my. Gaan nou na my gunsteling vers toe. Wat is my gunsteling vers? Wat sê ek altyd vir julle? Wat is my gunsteling vers? Galasiërs 2 vers 20. En wat lees ons in Galasiërs 2 vers 20? Ek is met Christus gekruisig. Dis nou ek, Louis. Is met Christus gekruisig. Jy, daar waar jy sit, jy is saam met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. So ek leef nie meer nie. Ek is dood vir myself. Maar Christus leef in my. So is nou Jesus Christus wat in my leef. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En nou hierso kom die ding. Luister nou baie mooi, kind van God, want dit is kragtig. Jesus Christus is die lig. Dit is nou nie meer ek wat lewe nie, maar Christus lewe in my. En wat doen die lig? Lig verdryf die duisternis. Het jy dit gesnap? Wow, kind van God, luister. As Jesus Christus in jou lewe is, en is nou nie jy wat leef nie, sal sy lig in en deur jou skyn. En dan sal die duisternis van jou af wegvlug.
Die Satan het nie mag oor jou nie. Die duisternis sal vlug. Want Christus is in jou en sy lig skyn in en deur jou. Jy voel dalk swak, jy voel dalk moedeloos, jy voel of die duister jou wil oorweldig. Dit kan jou nie oorweldig nie. Laat jou lig skyn, dis al wat jy hoef te doen. Laat Christus deur jou skyn en die duisternis sal vlug. Het jy dit gesnap? Jesus Christus is die lig. Dis nou nie net jy wat leef nie, Christus leef in jou. So dit beteken sy lig skyn in en deur jou. Die Satan kan jou nie aanraak nie. Halleluja. Is die Here nie wonderlik nie? En dit is die geheimkind van God. Jy hoef nie te stry met die duiwel en te stry met die duisternis en te stry nie, jy hoef nie. Laat net jou lig skyn en die duisternis sal van self verdwyn. En as die duiwel voel hy wil jou oorweldig, laat jou lig net nog groter skyn en helderder skyn. Dan upgrade jy jou lig. Jy sit miskien met 'n kersie, upgrade daai kersie na 'n lamp toe. En dan upgrade jy daai lamp na 'n spotlight toe. Soveel so dat die mense vir jou sê, "Doe my broer, my suster, dim net bietjie daai lights." Nee, ek kan nie my lights dim nie, want dis my parking lights. Wag totdat ek my ligte aansit. Soek jy sonbrille. Ek kan vir jou sonbrille gee, dan gaan jy nie verblind word nie. Maar die duisternis sal vlug, want die duisternis kan nie voor jou staan nie. Want Christus is in jou en sy lig skyn in jou en lig sal altyd die duisternis verdryf. Jy kan bly wees kind van God, dat Christus is die een wat in jou is. Hy is die een wat in jou werk. Want u en ek kan dit nie doen nie, maar Christus kan dit doen. En deur hom sal die duisternis vlug. Die duiwel het nie mag oor jou, die kind van God. Moenie laat die duiwel vir jou kom sê, hy is sterker en hy gaan jou oorweldig nie. Want daar het ons gelees, die duisternis kon nie Jesus oorweldig nie. Want hy is die lig wat skyn. En weet jy wat die wonderlike ding? Dink net bietjie daaraan. Wat lees ons in Openbaring met die nuwe hemel en die nuwe aarde? Wat gaan daar nie meer wees nie? Die son en die maan gaan nie meer daar wees nie. Hoekom? Want Christus self is die lig wat skyn. Hy is die ene wat lig gee. En as daai selfde Jesus Christus wat in jou lewe, wat in jou skyn, wat deur jou skyn, wat kan die duiwel aan jou doen? Dryf hom uit met die lig van die Here. Want hy het geen mag in jou lewe nie. Geen mag. Voel jy dalk omring deur die vyand? Voel jy of die duisternis jou wil oorval? Voel jy oorweldig? Wel, die Heilige Gees kan jou bekragtig. Die Heilige Gees is die een wat vir jou krag gee. En saam met die Heilige Gees en Jesus Christus se lig wat skyn, kyk, daai lig gaan baie helder groei. Want die Heilige Gees is jou krag. Hy kom in opnuut. Hy sal jou opnuut vol van sy krag laai. En om man, dan sal jy skyn. En jy gaan daai liggie van jou laat skyn, dat mense sal vir jou vra, wat is dit in jou lewe wat jy het, van dit wat jy het, wil ek het. Jesus Christus sal in en deur jou skyn soos nog nooit tevore nie. Dan sal jy skyn soos daai ligte in die stadiums. Het al gesien as hulle daai stadiums se ligte aansit. So woes. My hele plek word so verlig. Is jou liggie al aangeskakel? Raai wat gebeur as daai lig aangaan? Die duister kan nie bly. Al wil dit ook. Dit is onmoontlik vir die duisternis om te bly. Die duisternis moet vlug. Ja, die duisternis is altyd daar. In die skade wees. Op die grens van waar die lig eindig. Daar in die donker hoekies wag hulle. Maar hulle kan nie daar by jou kom nie. En hoe helder dat jou lig skyn, natuurlik, hoe verder gaan hulle weggedryf word. So al wat jy hoef te doen, kind van God, is laat die lig van jou skyn. Al hoe die duisternis kan terugkeer is as die lig afgeskakel word. En hoe gaan die lig afgeskakel word? Die enigste manier hoe die lig afgeskakel kan word, is as jy jou rug op die Here draai en wegbeweeg van die Here. As jy
jou rug keer op Jesus en jy loop weg en jy loop in die duisternis in. Dis die enigste manier hoe die duisternis gaan oorwin. Maar nie een van ons gaan so dom wees om weg te loop van Christus af nie, gaan ons? Nee, ons gaan nie. Hou vas aan Jesus Christus. Jy hoef nie te veg nie, dis die geheimkind van God. Jy hoef nie te veg nie. Christus veg vir jou. Al wat jy moet doen is bly naby hom. Bly op jou knieë naby hom. Hy sal die geveg veg. Sy lig sal die duisternis verdryf. Ons moet net vashou aan hom. Om as Christen jou lig te laat skyn beteken om Jesus Christus se liefde en karakter te weerspieël. Deur dade en woorde wat na hom wys. Wat bereik kan word deur daaglikse gebed en skriflesing. Baie belangrik. Die beoefening van Gods vrug. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die lewe met vreugde en vrygewigheid te lewe. Dien ander met deernis. Praat die waarheid. Betoon liefde teenoor ander. Betoon genade en vergifnis. Gebruik jou God gegewe passies en gawes om 'n verskil te maak. Gebruik ons gawes wat die Here vir jou gegee het. Jy weet die Here het vir elkeen van ons gawes gegee, want jy gedink ons sit net hier. Hallo, wake up call. Jy wat daar sit, elkeen van u wat daar sit het 'n gawe. Die Here het jou gered uit genade, jy word gered uit genade. Nou werk hy in en deur jou, nou skyn sy lig deur jou. Maar jy het 'n gawe ontvang. Gaan lees aan 1 Korintiërs 13 of 12, 13 en 14, gaan lees dit. Daar lees jy van die gawes. Elkeen het 'n gawe gekry. In ander plekke van die Bybel en lees ons van die verskillende bedienings wat daar is. Daar's bedieninge van gasvryheid, daar's bedieninge van profete, daar's bedieninge van herders, evangeliste, onderwysers, daar's gawes van genesing, daar's gawes van tale, daar's verskillende gawes. Genadegawes, gawes van vrymoedigheid, gawes van liefde. Daar's verskeidenheid gawes, maar die Here het vir elkeen 'n gawe gegee, 'n funksie gegee soos wat hy wil. Waar is jy betrokke in die liggaam van die Here? Gebruik jy jou gawes? Of gaan jy eendag vir die Here sê, sorry Here, ek het my talente begrawe. Die gawes wat U vir my gegee het, ek het gedink, ek is nie goed genoeg nie, so ek het maar begrawe, Here. Jy weet, gasvryheid is ook 'n gawe. Jy kan deur gasvryheid die gemeente van die Here dien. Net om by die deur te staan en iemand te groet. Dis 'n funksie wat jy doen in die liggaam van die Here. Wat ook al ons doen in die huis van die Here, waar elkeen van ons het 'n gawe gekry. Ons moet daai gawe net gebruik, want dis ook 'n manier hoe jy jou lig laat skyn. En om 'n sigbare voorbeeld van God se hoop en teenwoordigheid in 'n stikkende wêreld te wees, is ook 'n manier om jou lig te laat skyn. Kweek jou innerlike lig. Bid daagliks. Maak gebed 'n konsekwente deel van jou roetine om met God te praat en sy leiding te volg en te vertrou. Bestudeer die skrif. Dis nog 'n manier hoe jy jou lig gaan laat skyn en jy gaan jou liggie gaan laai laat hy skerp kan skyn. Bestudeer die skrif. Verdiep jouself in die woord van God om sy wete kan verstaan en geestelik te groei, sodat Jesus se lig deur jou kan skyn. Leef met vreugde en dankbaarheid. Kies om vreugdevol te wees. Jy weet, jy kan kies om vreugdevol te wees. Jy kan kies dat omstandighede jou onderkryf, jy kan kies om vreugdevol te wees. Paulus sit in die gevangenis met kettinge vasgebind, balke aan sy bene. En wat sê die liedjie wat ons altyd sing? Filippense 4:4 sê, wees hartseer en morbied. Is dit wat daar staan? Staan daar Filippense 4:4, kla oor my omstandighede.
Nee, daar staan wees bly. In alle omstandighede, ek herhaal, wees bly, verbly jou in die Here. Want in die Here lê jou krag, hy is die ene wat vir jou veg. Maar die probleem is, ons wil self veg. Ons moet leer om oor te gee aan die Here, laat die Here veg. Dis hoekom Paulus terwyl hy in die gevangenis is kon sê, verbly jou in die Here, want die Here is goed. Kind van God, die Here is goed. En as jy jou gaan verbly in die Here, gaan sy lig deur jou skyn en die vyand gaan vlug. Ons moet net ons liggies laat skyn. Leef met daai vreugde en dankbaarheid vir dit wat die Here vir jou gedoen het. Al is jy in uitdagende omstandighede, Christus sal in en deur jou werk. Toon Jesus se liefde aan ander, beoefen vriendelikheid en medelee. Het ons nog vriendelikheid en medelee teenoor mekaar? Toon liefde en vriendelikheid aan diegene rondom jou. Selfs die wat dit nie verdien nie, selfs jou vyande. Die Bybel sê as jy vriendelik is met jou vyande, dis soos of jy 'n emmer warm kool op hulle kop gooi. Weerspieël dieselfde liefde wat Christus vir ons geopenbaar het. Dien ander. Maar dis 'n moeilike ene. Want ons wil so graag onsself dien. Alles moet oor my gaan. Ek. Nee, vergeet van jouself. Vergeet van jou probleme, begin ander te dien. En jy gaan sien hoe gaan die probleme verdwyn. Naderhand gaan jy nie meer besef daar was probleme nie. Gaan jy sê, "Haai, dis nou hoeveel maande en ek sien nie depressief nie." Maar wat het gebeur? Ek het ander begin dien. En ek het Christus se lig deur my laat skyn. Ek gaan praat maar met mense wat daar deur was. Ek het dit self ervaar. Ek was in 'n diep put van depressie en moedeloosheid en soos ek baie sê, ek het al daar met 'n bottel whisky gaan sit. Ek het gedink, daar's nie meer hoop nie. Ek gaan myself nou drink en net oorgee aan drank, want niks maak my sin nie. Daar's nie hoop nie. Alles is hopeloos. En ek het daar gaan sit met daai bottel en ek het na die bottel so gekyk, toe dink ek kan nou laat hierdie bottel my baas word. Of ek kan opstaan en iets begin doen aan my lewe en my lewe regkry. En ek het daai drank so uitgegooi. En die Here het my gehelp, die Here het my opgelig, die Here het my herstel. En ek het begin met my ambulansopleiding en al my aandag in die studies gegee en my in my boeke gegooi en geleer. Maar jy weet wat, na tyd het ek het vergeet van my probleme. Jy vergeet heeltemal van jou probleme. En toe ek op my ambulans begin werk, dit was die wonderlikste ding, want nou help jy ander. Jy kom met mense tee wat probleme het, hoeveel mense kom jy tee wat selfmoord wil pleeg. Moeilike omstandighede. Of op 'n ongelukstoneel wat gesinne, families uit mekaar geskeur word deur 'n ongeluk en jy kan daar wees om te help. En stadig maar seker het ek vergeet van al my probleme. En het het weggespoel en die Here het my genees. Om ander te help is partykeer die wonderlikste ding. Dat jy begin vergeet van jouself en jy begin fokus op Christus. En nou werk Christus deur jou en deur sy liefde kom genees hy jou. So dien ander. Demonstreer nederigheid, wees nederig, erken wanneer jy verkeerd is. Dit is my die wonderlikste ding as iemand gefouteer het, maar hulle kan opstaan en sê, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n fout gemaak. Maar ek vra vir die Here om my te vergewe. En kind van God, ons moet baie mooi luister, as iemand geval het, maar hy het vir die Here vergifnis gevra, durf u en ek nie daai ene veroordeel. Dan stap ons 'n pad saam met daai ene om weer te genees en weer op te staan en te herstel. Baie belangrik. Want dit is ook 'n manier hoe jy jou lig laat skyn. Om daar te wees vir jou broer en suster wanneer hulle swak is of wanneer hulle gefouteer het. Dis 'n ander ding as iemand in sonde lewe, maar hulle wil nie vir die Here vergifnis vra nie en dan wil voortploeter met hulle sonde. Dan sê die Bybel van so een onttrek jy jouself. Dis 'n heel ander ding. Maar iemand wat gefouteer het, wat miskien gesondig het
en hy kom bely en hy sê ek het gefouteer. Ek vra vir die Here vergifnis. Ek vra vir julle vergifnis. Dan help ons so broer en suster om weer op te staan. Ons moet daar wees mekaar. Betoon daai vergifnis teenoor ander wat die Here in wil betoon het. Terwyl ons as gelowiges ons ligte laat skyn, of dit nou 'n lamp is of dalk 'n skerp helder fluoresent lig of 'n koollig is. Ons moet dit net laat skyn. Al wat jy moet doen, skyn daai lig van jou. Geheim is, hoe meer jy met Christus te doen kry, en luister, hoe meer jy met Christus te doen kry, hoe meer jy die woord bestudeer, hoe meer jy jou geestelike gawes in Godsvrucht uitleef, hoe meer jy bid, hoe helderder sal jou liggie skyn. En vra vir die Heilige Gees om jou te bekragtig. Jy kan nie sonder die Heilige Gees nie. Die Here het gesê, ek stuur vir julle die trooster. Die Heilige Gees is die trooster wat aan ons gegee is om ons te bekragtig. Luister mooi, ons kan nie sonder die Here nie, kan nie sonder die Heilige Gees nie. Jesus Christus kom ry toe deur sy genade. Nou gee hy sy Heilige Gees vir jou om jou krag te gee. Daar waar jy swak is hy sterk. Waar jy nie kan hy. En waar jy voel dinge is onmoontlik, maak die Here dinge moontlik. Dan is daar 'n ander tipe lig. Dis die van 'n vuurtoring. 'n Vuurtoring is een van die baie interessante ligte. Nou die kerk, ons as gemeente, kan met 'n vuurtoring vergelyk word. Vuurtorings het sleutelkenmerke insluitende 'n unieke herhalende ligsein om 'n spesifieke liggaam te identifiseer. Dus staan bloed as en baie is, en ons het so uit die van die stoep af gekyk oor die see in die aande, dan sien jy daar in Cape St. Francis, dan sien jy daai ligtoring. Elke nou en dan sien jy dan kom hy lig. Van ver af sien jy daai lig skyn. Nou dis wat ons as gemeente veronderstel is om te doen. Ons is veronderstel om 'n ligtoring te wees in 'n baie donker wêreld. Dat mense Jesus Christus kan raak sien. Is dit wat ons gemeente is? Of wat doen ons as iemand by daai deur inkom? Hoe hanteer ons hulle? Trap ek nou weer op toning. Trek daai safety boots aan, want die kom het. As iemand by daai deur inkom, sorg jy dat jy vir hom die liefde van die Here gee. Al weet jy dis die grootste skurk in Uitenhage, dan gee jy die liefde van Christus vir hom of vir haar, want dis wat ons moet doen. Dis net die aand wat die Here besluit hy red daai ene. Maar as ons hulle by daai deur gaan wegwys, kan ons maar hierdie kerk se deure sluit. Want dan verontagsaam ons die Here se woord. Laat jou lig skyn, dat die wêreld dit kan sien. En na die Sondags kom, laat hulle hier kom sit. Al weet ons wie hulle is. Want Christus kan nie daai aand besluit, vanaand het ek 'n afspraak met jou, vanaand red ek jou. Jy kom hier om te steel, maar ek kom hier om jou siel te red. En die Here verander hulle hele lewe. Daar was al groot godsmanne gewees in die geskiedenis, wat begin het as skelms, wat ingebreek het by huise en plekke en mense besteel het, en die Here het hulle siele gered en hulle die grootste predikers geword. Hoekom? Want hulle by God uitgekom. Kom ons kyk nie neer op ander nie, kom ons laat eerder ons lig skyn. Ons as die kerk is 'n ligtoring, wat die lig van die Here moet skyn. Vuurtorings het sleutelkenmerke, soos ek sê, dat die sein wat die lig skyn is, spesifieke liggaam te identifiseer, 'n hoë en unieke toringstruktuur wat onderwerp is met kragtige lense, soos 'n Fresnel lens, om die lig verder te projekteer, om die navigasie van skepe veilig te bevorder. Die hoogte van die toring en die skerpte van die lig is kritieke faktore in sigbaarheid, met die doel om skepe te waarsku teen gevare van die rotse. Waarsku ons as gemeente die wêreld daar buite van die rotse. Hoeveel skepe het skipbreek gelei daar waar daar nie ligtorings was nie? Hulle op die rotse geëindig. Hoeveel mense eindig op die rotse van die lewe omdat ons nie ons lig laat skyn nie? Gaan ons as gemeente ons lig laat skyn dat die wêreld Christus kan sien, of gaan ons laat hulle op die rotse eindig? In 'n Christelike konteks kan ons sê verteenwoordige vuurtoring, soos ek sê, die kerk wat eienskappe soos standvastigheid, ontwrigbare leiding en die vermoë om hoop en veiligheid in 'n chaotiese wêreld te bied.
bied ons as gemeente vir die wêreld daar buite 'n veilige hawe. Wys ons vir hulle die lig van Jesus wat hulle waarsku teen die gevare. Soos Jesus wat ons lig laat skyn. 'n vuurtoring se geestelike betekenis sluit sy stewige fondamente in, en dis die woord van God. Ons staan op die woord van God geanker. En ons sal nie beweeg nie, want die woord van God is die rots waarop ons staan. Sy konstante lig is Jesus Christus, en sy rol in 'n waarskuwing teen geestelike gevare soos misleiding, valse lering. Dit is wat ons lig moet voor laat skyn, want ons waarsku die wêreld teen valse lering. Want baie gemeentes laat mense geestelik skipbreuk lei. En ek hoop nie ons is een van daai gemeente wat gaan toelaat dat mense skipbreuk lei. Jy moet eerder die mense daar buite inroep, nooi hulle in. As die mense hier verbystap, sê hulle, my broer, my suster, wil jy nie die wonderlikste ervaring hê, die kom in vanaand. Kom vul hierdie kerk. Die Here het gelykenis vertel van 'n bruilofsmaal en die gaste wat nie wou kom nie, en die bruilofsmaal was leeg want die gaste wou nie kom nie, en die gasheer was toe baie hartseer en hy stuur sy diensknegt uit in die straat en hy sê, nooi almal in die straat om te kom, om aan die tafel te kom sit, en hulle het die plek vol gemaak, dat hulle kan deel hê in die maal wat voorgesit word. Want die wat genooi was, wou nie kom nie. Nou kyk ek van ons omstandighede vandag, hoe baie mense wat sê hulle is Christene, wil nie kerk toe kom nie. Hulle stel nie belang in die feesmaal wat die Here vir hulle voorsit nie. Maar daar's 'n wêreld daar buite wat stikkend is, wat honger is, wat dors na Christus. Wat doen ons as gemeente? Is ons 'n ligtoring vir hulle? Is ons daai vuurtoring wat ons lig laat skyn? Kom, julle is welkom. Kom deel in die feesmaal wat die Here vir julle voorsit. Laat ons die lig van Christus skyn. Die gemeente moet ook hulle lig laat skyn, sodat mense na verlossing kan gelei word. Weg van die wêreld, sodat die wat nog nie by Christus gekom het, nie sy lig kan sien en na veiligheid gelei kan word. Eienskappe van die gemeente as 'n vuurtoring is standvastigheid en stabiliteit, leiding en rigting, waarskuwing van gevaar, 'n bron van hoop en veiligheid, vertroue op God se krag. Is dit wat ons doen, om 'n lig in die wêreld te wees, net soos Jesus homself die lig van die wêreld genoem het, laat skyn ons Christus se lig. Word Christene, word ons gebruik as die lig van die wêreld daar buite. Jy in jou persoonlike lewe, daar in jou werksplek, by jou familie, by jou vriende, laat jy jou lig skyn. Laat jy lig dan so skyn dat die wêreld kan sien. Hoe skyn jy jou lig hier? Kom nou laat ons as gemeente soos daai vuurtoring Jesus se lig laat skyn. En daar waar jy as individu by jou huis is, laat jou lig skyn. Ons skyn daai lig, sodat elkeen wat ons kyk, wat moet doen, Christus kan raak sien. Vir ons en dan vir ons sal vra, hoorie, so kan ek nie 'n sonbril kry nie, asseblief, want jou lig skyn baie helder, my oogies kry nou seer. Is dit wat jy gedoen, kind van God, of steek jy jou lig weg? Steek jy jou lig onder 'n emmer weg, mense moet nie sien nie, o nee, asseblief. Jy kry skaam vir die Here. Ek jou lewe vir die Here gaan jy, maar nou sê skaam om vir mense te sê, jy het tot bekering gekom. Dan twyfel ek of jy tot bekering gekom het. Want as jy werklik tot bekering gekom het, nee, gaan jy jou lig so skyn en jy gaan so borrel, jy gaan dit nie kan inhou. Gaan vat bietjie by, gaan koop 'n bietjie 'n bottel Coke, nee, dan doen jy 'n bietjie die eksperiment. Dan skud jy hom goed en dan maak jy hom oop. Dan druk jy jou hande op en dan probeer jy dit inhou. Of nog beter, jy koop Coke en dan gooi jy Mentos binnekant. Dan druk jy hom toe. Ek is seker daarvan, jy moet maar 'n lap en 'n mop naby hom, want alles gaan vol Coke wees. Die punt wat ek probeer maak is die, as jy 'n kind van God is, as jy Jesus Christus in jou het,
gaan jou lig skyn en gaan jy borrel, jy gaan oorloop, want jy gaan dit nie kan inhou nie. As hy jou aanraak, sal jy dit dadelik weet, en die wêreld rondom jou sal dit weet, hulle sal weet hier te verandering gekom. Hier het iets gebeur. Christus het hierdie huis besoek, of het hierdie persoon besoek. Want die Here gaan deur jou skyn. 'n Kind van God, as die duiwel kom met sy leuns, en kom met sy duisternis, en as die wêreld wat so donker is, want hierdie wêreld is donker, is 'n donker wêreld, en die wêreld raak net al hoe meer boos en boos en boos, verdryf die duisternis uit met die lig van Jesus. En glo vir my, hoe donkerder die wêreld word, hoe helderder gaan jou lig skyn. Het jy al gesien hoe helder skyn 'n lig as dit pak donker is? Jy kan 'n kersie aansteek, daai kers word van myle af gesien, as dit pak donker is. Vandag in 'n aand waar daar geen sterre en die maan is nie daar in dan se donker. En dan steek jy daai lig aan, jy sien daai lig skyn. En ja, soos ons almal weet, wat doen die lig ook? Dan kom al die muskiete en die motte en almal want die lig trek aan. Jy is veronderstel om die wêreld in te trek, dat hulle die lig van Christus sien in hierdie donker wêreld, en dan trek hulle in. Al wat jy moet doen is kyk. Jy hoef niks anders te doen nie. Hulle gaan self kom. My suster, dit wat jy het, ja, ek wil dit hê. Jy gaan deur soveel moeilikheid en probleme, maar as ek na jou kyk, dan sien ek die liefde van die Here. My broer, dit wat jy gaan, soveel probleme en smarte en teëspoed wat jy tref, maar as ek jou sien, dan wil ek sommer lag, want dan kry ek 'n glimlag op my gesig, want jy het altyd 'n glimlag. Is dit hoe ons is, kind van God? Selfs in die donkerste tyd, terwyl die trane van jou gesig afloop, kan jy glimlag. Al het jy seer hier binnekant, kan jy glimlag, want weet jy hoekom? Christus is in jou. En die duisternis sal verdryf word deur die lig van Christus. En daai seer wat die Here sy tyd wegvat. En dis baie keer daai seer waardeur ons gaan wat ons sterker maak. Jy besef dit miskien nie, maar dit waardeur jy gaan maak jou sterker. En dit maak jou die persoon wat Christus jou wil hê. En jy word meer en meer en meer soos Christus. En hoe meer jy daagliks wandel met jou meester, naderhand is die duisternis weg, dan word jy maar, hoe het ek ooit in daai posisie beland, wat ek so depressief was. Maar die lig het die duisternis verdwyn. Laat verdwyn. Skyn jou lig, kind van God. Wees 'n helder brandende lig vir Jesus Christus. En die duisternis het nie mag oor jou nie. Want Christus is in jou. En met Christus wat in jou is, kan niks anders in jou leef of bly, of naby jou woning kom nie. Gaan ons ligte laat skyn, of gaan jy jou lig onder 'n emmer wegsteek? Onthou, as jy, hoe helder jou lig skyn, gaan mense jou miskien ook wil aanval. Want die vyand sien ook jou lig. Maar raai wat, die vyand kan nie naby kom nie, want hy is duisternis. En duisternis kan nie naby jou woning kom nie. So hou moed, kind van God, en laat julle ligte skyn. Kom ons sluit die woning tot ons uit. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir u liefde vir ons, Here Jesus. Dankie dat u in en deur ons werk en deur ons skyn. Dankie dat u in ons brand, Here Jesus. Heilige Gees, steek ons nog meer aan die brand. Maak ons soos hy skerp koolligte wat hulle gebruik in die stadiums. As jy daai lig aansit, dan kom hy met 'n gloed en verdryf die duister. Dankie, Here Jesus, dat u in en deur ons skyn, dat u in ons werk, en dat u ons nooit sal los nie. Vir elkeen nou opdra aan u wat vanaand hier sit, die wat later na die boodskap mag luister, Here. Dat elkeen wat die boodskap hoor, sal weet dat u is lief vir hulle. En as u by hulle is, sal u lig deur hulle skyn en sal die duisternis vlug.
Dankie Here Jesus, ons loof en ons prys die heilige naam. Aan U kom toe al die eer, al die lof en al die dank. Amen en amen. Nou kan ons weer lekker sing.